Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Alright, hierdie is sy geluid wat ek laas sê, dit is so ek sê weer hier, dis so ek hom gebruik het verlede jaar. Wel, effektief. Verlede maand. Ja, ek sê gebruik het, dit klink verskriklik. Ek wil sê, jy's goed met fokus. Jy is goed. Hier gaat ons. Die probleem is die goeie jagters kan hoor of het raak word. Ja, mens hoor nie daai deel nie. Want dit sal sy op die einde so maak, die gemis. Ja. Of is hierdie dalk net, Hier is 'n teiken. is dit nie taxi, taxi, wat meer stand. Maar daar is 'n lawyer wat jou melk, wat net skiet. Hy mik nie, hy tref nie. Ek moet jou ander geleid. Ja, jy moet net so 2 skote, meeste. As hy soos, of is 'n tap, wat doen die Navy SEALs, is dit 'n two-tap, wat noem hulle dit? Een in die bors en in die kop, man, dis ons two-tap. Ja, of ek sê altyd een in die lug, een in die knie, een in die kop. Is dit formele advies in wat se scenario nou? Dis eskalasie, dis soos ons praat mooi, ons vra ernstig, kan ek dit doen met 'n dief? Ek het mooi gevra. Ja, net nie van agteraf nie, hoor ek. Verkieslik. Ja, so met die rug skiet, as die plak hulle. Ja, dit is heeltemal. Ja, so, hey, kykie. Draai om, jou bliksem. kykie hoekie. Yes, my beersie. Jy mag hulle nie lok nie. Jy mag nie uitdagend wees, so wat is die incentivizing nie. Ja. Alright, ons het gesê ons gaan 'n bietjie praat oor hassel jy of hakkel jy. Want ons het in ons WhatsApp groep in die week het dit opgekom dat ons het daar was kritiek oor iemand wat 'n besluit geneem het wat hulle gesê het was 'n strategiese besluit. Dus die vraag, wat die hel is strategie as dit 'n strategiese besluit was? En toe dink ek, dit sal goed wees om soms 'n bietjie idees rond te gooi, net eintlik soos 'n bietjie thought experiments te doen, hipotetiese situasies te ontleed en wat ek gaan doen, ek het 'n paar goed hierso, ons sal kyk hoe ver ons af in die lysie kom, maar dit maak eintlik saak, is meer oor die gesprek van, hier's 'n paar idees wat mense gedink het op 'n tyd is 'n baie goeie idee en is iets wat dit klink so amazing, dit moet werk. Ek is net maar amper 40 en ek het vandat ek in my 20's was 'n hele paar great idees gehoor en uitgedink in my kop natuurlik en baie opgewonde geraak oor sekere idees. Ek het al van dit het ek al honderde ure aan spandeer om te probeer bou en ontwikkel en beter verstaan en meer gereed wees en hierdie ding vasvat en as julle self 'n bietjie gunsel doen, gaan kyk bietjie op YouTube 'n video wat ek vanoggend gesien het van African Aircraft Stories. Ek sê nou die presiese dit is seker wat Donnie Darko is gebore uit dit uit wat vliegtuig engine het
op jou huis val. Sick African Airplane Compilation van mense in Afrika wat in hulle backyard probeer lugvaart ingenieurs domineer. Ja. Nou ja, so dit is nou failure to launch en as jy daai video kyk en dis funny, want mens besef wat gaan in lugvaartingenieurswese in en die jare se ontwikkeling van die wingtip. Jy weet, dan besef jy hoe moeilik dit is om 'n hele vliegtuig te wil bou en te vlieg. Nou, ek dink dis baie so met besigheid en weet daar's 'n goeie rede hoekom hulle praat van failure to launch. Ons het nou van die Challenger gepraat wat great launch. So een van twee goed ten minste kan gebeur met 'n start-up is of hy kom nooit van die grond af nie, dis praatjies of liewer dan brandewynpraatjies en dis lekker chat en dit voel goed en mense is heavy pumped en stuff, of ek moet ook fair wees ook zolpraatjies, jy weet, partykeer net sulke lekker lang uitgerekte heavy. Daar launch jy, ja. daar launch jy. Daar gaan hy. Maar daar launch nie die idee. Ja, dis of alles behalwe die idee, of alles launch, die idee, jy... Ja, dat is, wat is nou weer gesê? Wat je naam gebore? Ja. Weet julle wat is die toets vir goeie dag? Wat was ek? Kan nie onthou nie. Wat ek nou gesê? Dat is goeie dag. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Daar was baie goeie idees en daar was baie minder goeie idees, maar ek dink wat ek eintlik wil ons moet so 'n bietjie fokus en net van mee is wat het regtig gebeur? Hoekom het daai ding actually nie gelaunch nie? Nou, eers 'n klein inleidingsvoorbeeld is in ons estate, daar sê maar 300 units en daar in die laaste 4 maande wat 'n container, van hierdie containers neergesit met 'n klein coffee shop in. En baie oulik, baie nice, oulike branding op 'n nice spot. Maar vinnig kon jy sien. Oulik, maar gaan dit nie maak nie. Daar is nie genoeg mense wat elke dag daar stop nie. Terselfdertyd dink ek aan 2 jaar terug was ons in Mslouti en daar's ook een van die locals, sommer net in die hoek van sy erf in Marine Drive, op die hoek, so klein amper 'n Wendy huisie in die muur van sy erf ingebou en as hy in sy erf is hy in sy shop en hy het 'n barista daar en die mense staan die hele dag daar, al is dit hoe warm, drink 'n koffietjie, val in die oggend die mense wat stap en draf en goed staan daar, drink 'n koffietjie en daai plek het gepomp Desember. Okay, Desember, anything works on the beach, maar weer eens, okay, dit was eintlik maar dieselfde beginsel. Die een het dit gepomp dalk net vir Desember, maar die ander ene het na 3 maande, hulle het nou in die week het hulle laat weet daai plek's nou indefinitely closed. Nou dink ons is byvoorbeeld, okay, dis jammer want dit is lekker om as die krag afgaan ten minste te gaan 'n koffietjie kry daar of nou en dan voor werk, maar terselfdertyd mens kan dit regtig sien kom, jy weet. En iets byvoorbeeld soos nou verkoop hulle hierdie snackies en fudges en dadelkoekies en maar ek dink daai keer wat baie keer gebeur, mense ek sê mense raak verlief op jou idee. Ek doen dit altyd, my vrou raak so frustreerd, sy het baie met idees opgekom. Dan raak ek nie excited nie, dan sê ek ons moet die money plan doen. Jy moet maar dis die aanseksie werk, jy moet die spreadsheet vat en sê, wat gaan my kos om die ding op te stel, wat gaan my operasionele expenses wees, hoeveel dink ek gaan mense kon koop, en dan gaan die sommetjie vir jou advies, as jy daar is presiese voorbeeld jy gevat, as jy sê, wat gaan my kos om 'n container opsit, wat gaan my kos om 'n barista hier te hê, wat kos al daai, wat is tipies operasionele, kom ons sê, argument so 10k, hoeveel koffies moet ek verkoop om gelyk te breek, nee, dis waar ons altyd eers moet begin. En dan moet jy die som gaan doen. En baie keer kom mense, ek het nie geweet ek moet 2000 koppies koffie verkoop nie. Weet jy dink anders ook is 300 en ek on average gaan almal so 3 koppies, maar jy kan nie so dit bereken nie. Jy moet gaan vra aan 'n koffieshop,
hoeveel koffies verkoop jy 'n dag? On average, net, jy gaan soek 'n soort gelykheid. As hulle 500 koppies verkoop, kan jy nie gaan sê, okay, maar ek is spesiaal, ek gaan 2000 verkoop. Dit gaan nie gebeur nie. En ek dink dis en dit is maar wat is. Ek wil ook nie mis met 'n analysis, paralysis gaan nooit weg gaan nie, maar doen net daai stukkie. Jy moet daai stukkie doen dat jy, want jy moet kan tweak. Want jy gaan nou weet as jy gaan launch en sê, ek het gedink ek gaan 2000, nou het ek net 200 koppies verkoop. What went wrong met my analysis en my hypothesis? Miskien moet ek bemarking doen, miskien moet ek iets doen, miskien is daar iets fout, maar jy moet weer eens die strategie en dat jy nommers wat terugpraat met jou. Ek onthou, ek moes een keer, ons sou 'n fietswinkel oopmaak in my laat 20's, en die ou wat geld sou gee is 'n CA, en hy het vir my gesê, soek 'n besigheidsplan, en dit was vir my natuurlik 'n totaal en al overwhelming ding om te probeer doen, maar eventually nou maar, dis dit of niks, die gesprek gaan nie antwoord dit nie, en uiteindelik toe, okay goed, hier is die uitgawes, hier is, want ek het nou al dit gedoen, so ek kan omtrent 'n idee gee, en hier is omtrent verkope gewys, en nou daai verkope het soveel wins, en dan betaal het nou hierdie maand se uitgawes, en ek onthou ek het dit so om te gevat, en ek was so chuffed, want ek is nou my eerste spreadsheet besigheidsplan, en hy was soos, okay, cool, dit lyk volledig, maar dit lyk baie optimisties. Gaan werk 'n baie meer negatiewe situasie uit. En ek was so half, wat? No ways, dit is letterlik die laaste ding wat ek nou wil doen. Ek wil nie nou dink aan negatiewe situasies nie. Ek wil dink aan, nee, ons sal net die sales push, ons gaan dit net Ons gaan dik gooi. Ons gaan net dik gooi. Dit is En die ouens gaan ons En hy druk 'n spinner in jou speuke. standaard. So, ja, en nou, paar jaar later, kan ek terugkyk na daai terugvoer, en ek soos, yes, dit is 'n ou wat actually weet waaroor hierdie oefening eintlik gaan. In my kop wil ek hom convince, en ek sê, maar kyk, hoe goed kan dit gaan? Yes. Vir hom is die vraag, dit maak glad nie saak nie. Ek wil weet wat as dit sleg gaan. Kan jy survive, ja. Yes, en ek het op 'n tyd saam in sulke boerderyprojekte het ek saam met 'n ou gewerk wat ek baie lief vir is en baie respek vir het, en my baie geleer het oor boerderyprojekte wat hy so mekaar sit, ontwikkelingsprojekte, en ek onthou daai dae het ek hierdie brandende passie gehad van ontwikkeling, en ons moet vir al hierdie socio-economic development initiatives inwerk saam met hierdie projekte en goed, en hy het my soos letterlik soos uitgekak, jy weet, dit was al 'n joke later, waar wanneer ek iets sê, dan sê hy soos, maar lewensvatbaarheid is alles. Betaalbaarheid is alles. As jy nie dit het nie, het jy niks. Ek wil anders hoor, tot ons nie praat oor, waar kom die geld vandaan, hoe word dit terugbetaal? En baie kere, en as ek sê, maar is hierdie nie 'n great geleentheid waar ons kan dit en ons sit hierdie by, en daai verander ons, en hierdie ons kan betrokke raak. Dis altyd cool om te vra wie betaal, né? Ja. Dis wanneer die gesprek interessant kom, want dit is gewoonlik die ou wat sê, maar dis my geld hierdie. Dis hoekom ek 'n ander vraag vra. Ek hoor dis nice wat jy kan doen met dit, maar maak jou beursie oop. Ja, en dit is nou, en ook net weer later met verdere insig het ek, weet iemand sê ander dag, dat min mense besef dat 'n besigheid wat net skoonbreek, doen eintlik blerry goed. Want dit is moeilik genoeg. Dit is, as jy net skoonbreek, is jy eintlik, dis fine. Mens dink, okay, as ek net nou hierdie doen, dan daai, dan is soveel jaar, 20% meer is dan soveel jaar, en eintlik is dit om 'n job te doen en voltyds committed te wees, is nogal donders moeilik. Natuurlik wil mens wins maak, maar ek dink ons praat bietjie oor die siniese kant daarvan, en wat gebeur as daai wins nie daar is nie. So 'n ander voorbeeld wat ek en Dewald die pad al ingestap het, was met e-commerce deliveries, of e-commerce en deliveries, en dit is al 'n 6-7 jaar pad. Daai ding het al 2-3 keer, was die wiele so van die grond af, en dan elke keer is daar net Dan vries 'n ou ring. ja, dan dit is soos, daar's Maar dit is as die visie te groot, as jy weet, dis is wanneer jy sê, ek gaan 'n Amazon en 'n Takealot en ek gaan dit alles
gooi dit alles in een en nog beter. Wat nee, dit is soos En ek reken R50,000 sal dit will cover it. Ja, die vraag is, maar wat beteken dit as jy dit sê? Verstaan, mense moet dit, en dis baie keer wat mense hierdie, wat sê regting, jou aspirasies is reg en is groot, maar dit het geen strategie gegee, dit maak net nie sin nie, dit is soos, ek wil 'n Toyota bakkie en 'n Amarok en 'n Land Rover, gooi dit als en ek sê, Waar ry ons? ja, maar nee, wat wil jy doen? Ja, wat moet hy doen? Ja, soek jy 'n bakkie of soek jy 'n SUV? vir lift. Ja, of moet dit super cool wees. Ja, dis partykeer net, soos ek sê, mens moet groot visie hê, maar as hy visie nie 'n strategie het nie, dan is dit net niks. Ja, 'n ander voorbeeld wat ek eendag gesien het wat baie grandiose was basically 'n ou wat allerlei verwerkingsaanlegte infrastruktuur bou rondom abattoirs en dan die afvalprodukte gebruik om wat dit dan beneficiate en aanverkoop en massive geld maak uit waste. En jy sê ek het saam met daai ou baie meetings bygewoon en baie goed gesien en dit was altyd hierdie moerse planne, sulke groot bedrae, jy weet, moenie kom met jou miljoene nie, biljoene, en nie net een aanleg nie, in elke provinsie. En uiteindelik, en ek was by baie meetings en presentations en klomp goeters en met kundige mense het goeie terugvoer gegee, rarig, dit was nie nonsens nie. Maar uiteindelik, toe moes ek in die ou se oor fluister en ek sê, weet jy, hier's een massiewe struikelblok. In Suid-Afrika, as jy wil iets doen soos rondom 'n abattoir, een of ander verwerkingsaanleg opsit, kort jy zonering en jy kort omgewingsgoedkeuring. Among others, maar daai twee goed kan ek nou vir jou sê, gebeur nie oornag nie. Jy kan nie dit fast track nie. Almal probeer dit fast track. Dit kan nie minder as 18 maande en jy's moer gelukkig dat jou goed so vinnig 18 maande, 18 skape by en dan sit ja, daai KFC token. Ja, dan kan dit gebeur, maar ek meen iets op so groot skaal, jy gaan dit met by the book doen en ongelukkig, maak nie saak wat jy sê nie. En hoe groot daai beurs, jy moet dit gaan net reg projekteer. Dit vat minimum 18 maande, maak nie saak wat jy wil doen nie. Ja, best case, dan kan jy miskien begin bou. Maar dit gaan nie 18 maande wees, dit gaan soos 3 jaar wees. So al hierdie praatjies nou en van die geld wat gaan vloei en goed, gaan stilstaan en gevries word, terwyl ons wag en kyk of iemand dalk 'n beswaar indien, dan sit nog 18 maande. En dan, jy kan niks daaraan doen nie. Om daai mol te bou wat daar staan, kom al 10 jaar en 15 jaar vir hulle om daai plek te identifiseer en die regte in plek te kry en die finansiering te raise en marknavorsing klaar te maak. Maar daai is belangrik nie meer, want nou dink ek, as jy nou, weet ek, aspirante developer toe ek met die property agency, ry by alle oopstuk gronde soos development, nee? Yes. maar mens moet, weet, ek weet ons op 'n stadium 'n groot projek in Leidenburg gelons het, van die aanvraag was daar, ons het koneksies met die myne gehad, maar dan sê ek, maar wag kerels, nou ry ons elke week deur so, en dit kos baie geld, ons doen presentations en die ouens is daar, weet, en ons het met die myne daar, ons het die behoefte, ons sal 200 huise by julle vat en wat so, maar dan moet jy gaan uitwerk. Dis nie net vir 'n stukkie grond wat jy moet grond koop en al die dienste en so, wat kos dit, hoeveel kapitaal kos, hoeveel kapitaal net om by daar te kom en te sê, nou kan ek begin bou, en dan moet jy klaar bou, hoeveel moet jy daar nog heen, want almal doen nie sommetjie einde, sê, okay, goed, maar ek kan 'n huis bou vir argument van 100,000, en ek kan hom uitvier vir 10,000, hulle doen net daai sommetjie, maar mense vergeet, maar jy moet daai cash flow hê, om te kom tot by daai punt, dis 'n ander ding as daar klaar 200,000 staan, en sê ek, goed, maar ek moet finansiering kry om daai ding op te koop, dis 'n ander sommetjie, om 'n ding van die grond af te develop, dis nie so maklik, en dis nie so vinnig nie. Ek meen, ons is altyd 'n bietjie oorywerig, ja man, so vinnig, en ons bou mos 'n huis mos net so, en ons het 10 spanne of alles interessante gedagtes,
maar dit werk nie so nie. So hierdie is vir my goeie voorbeelde nou van, ek wil amper sê, teoretiese besigheidsplanne. Waar jy groot besigheid het, vir nou kom ons trek dit terug, en dis waar ek in my rant gehad het hierdie week, van waar jy bestaande besigheid, veral as jy nou begin in ons game, kom sê nou bemarking en so aan, ek klink soos kat of iets. Is hy deur toe? Ek het gou gaan kyk. Miskien sê net so dan. Net seker maak, niemand's loud. Is waar jy met 'n bestaande, ja, is net maar so 'n moerse kat. Waar jy met 'n weet kom sê SMEs en jy praat nou waar jou bemarkingsagentskappe inkom. En ek vind dat daar's my 'n komponent en ek sê weer ek het dit 'n paar keer gesien eerstaans waar ek met ouens, en ek moet sê dis nogal vir my 'n nuwe Suid-Afrika fenomena, waar elke tweede poepel wil die strateeg wees. Ek sê poepel want hulle dink om te praat en te filosofeer, om 'n dosent op jouself te trek in 'n besigheids, jy weet, in 'n boardroom, dis strategie. Nee, jy is besig om filosofies te raak. Strategie is waar the rubber hits the road. Yes. En daai is vir my, en daardeur sê ek nie ek is so slim nie. Ek weet net dat as 'n besigheidsman wat later 'n digitale bemarkingsagentskap begin het, en julle ouens weet hoe my kop werk, ek kan nie na jou besigheid kyk in isolasie nie, ek kan nie na dit wat jy kyk, net jou sosiale media, net jou e-mail, net jou podcast nie, en dis waar ons gesprek verlede week gekom het, van waar is dit konsultasie, weet, maar nie konsultasie in die slegte sin van die woord, ek gooi alles terug wat jy vir my sê nie, ek kom met 'n daadwerklike analysering en 'n plan vir jou versus digitale bemarking. Dis twee verskillende goeders. Ek val met die konsultasie in, ek werk die hele plan uit en dan raak ek die moer en sê ek kan verstaan die kliënt nie, my waarde verstaan nie, maar hy betaal actually vir digitale bemarking, maar hy het konsultasie gekry, maar ek het nie vir konsultasie gecharge nie. So daai was vir my 'n groot revelation, sê nee, ek gaan jou nou vanaf, het soos twee verskillende goed. So jy moet nou kies, of daar's 100,000 rand prys, ek gaan vir jou strategie uitwerk, of ons gaan net daai doen, maar jy gaan my net meet op hierdie, want jy het nou basically vir my gevra wat jy nodig het. En ek gaan, so jy wil leads generate, ek gaan net vir jou leads generate. Ek gee nie om of jy besig is om 50,000 rand 'n maand te blaas op 'n rekenmeester nie, jy is besig om 3 ekstra mense aan te stel, onnodiglik nie. So, anderwoorde, al my observasies gaan ek nou maar vir myself hou, want ek is nie lus om met jou te deel nie, anders moet ek vir invoice stuur. Weet jy, en daai is vir my, en dit is waar ek sê, daar's te veel stratege daar buite, wat actually, en is veral in die bemarkingswêreld, waar jy hierdie chief strategy officer, soos en op wat presies is jou besigheidsstrategie gebaseer, want jy was die designer in hierdie agency 20 jaar terug, nou is jy die chief strategy officer. Wat weet jy van besigheid, behalwe wat jy teoreties sien, dalk met ander kliënte se besighede? Yes. Ietsie wat ek baie keer nou al gesien het, is jy kry mense wat baie mooi praat, hulle is definitief intelligente mense, en hulle dis nou hierdie strategiese ouens, en dan vang ek myself partykeer dat dit my amper intimideer, dat hierdie ou se charm. Ja, hy het sulke groot woorde en hy het hierdie miljoene projek waaroor hy praat, maar het hy al R10 gemaak. Yes. En dit is waar Marino sê, hakkel jy of hakkel jy? Want as jy al R10 gemaak het, dan hassel jy. Dan is jy op die regte pad. Maar ek het al gesien dat hierdie strategie optrend so Typek pak voor my neergooi met al die beplanning wat hulle al in hierdie deal gedoen het, en is bladsy op bladsy se beplanning, maar hy hakkel die kak uit die ding uit, want hy weet nie om daai ding te kry om R10 te maak. Ja, en dan is al die bladsy, geef my 'n one-pager, wat kan R10 maak. Correct. En dan kan ons 'n besigheid bou. En hierdie dit is verlede Vrydag met my gebeur. Dit is en dis hoekom ek vir jou sê, ek het actually vergeet of die voorbeeld, want jy wil dit geregtelik vir my vrou, hoekom is ek so excited? Want ek sit met 'n ou, en hy vertel vir my van 'n ou wat jy ken, deel wat jy actually geïnterview het, die ou wat die ou gehelp het.
Hy het hom geld somehow sy channel begin. En die ou se coach. En ek sê vir die ou met alle respek, vra vir die ou, vra vir die coach, hy moet vir al sy potgooi reekse gaan wys. That's it. Daar's nie meer om te sê nie. Maar vra vir jou coach wat jou gaan help om jou podcast te launch, dat hy vir jou moet wys waar sy potgooi reekse. En dis wat my die moeren maak, dat daar's actually ouens wat geld maak uit dit uit. En dan moet ek vra, dan sit dalk ek jou wat so dom is om geld op die tafel te los, of wil ek wil vir jou sê, jy is nie my teikenmark as jy dink, 'n coach is die antwoord om byvoorbeeld 'n podcast te launch versus, kom ek gaan sit by die voete van ou wat 'n podcast het. Nie eers, selfs gelaunch het. Jy sal klaar 90% beter af versus 'n ou wat vir jou teoretiese gesprekke met jou voer. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.